gemeente. En baie welkom hier by ons tent erediens, by ons dankdiens vir vandag vir die bazaar. Julle, dis lekker dat julle hier is. Ons het gewonder, gaan die mense kom en nou het ons so lekker dag ook soos gister. Baie dankie dat jy hier is. Dankie dat jy saam ook kom om die Here se naam groot te maak en mag hierdie diens vir jou ook iets besonders wees, iets spesiaals wees. Sommer as deel van die mooi herinneringe van die bazaar. Julle, voordat ons by die bazaar se aankondigings kom, wil ek graag net 'n paar ander aankondigings onder julle aandag bring, afkondigings. Die eerste is die winter superhelde. Ons wil baie dankie sê vir al die skenkings wat aanhou inkom. Items wat reeds ontvang is, word bymekaar gebring en dit word versprei, so baie dankie daarvoor en julle kan nog steeds aanhou items na die kerkkantoor toe bring. Dan wil ons weer vir julle herinner, die jong werkendes of studentegroep, hierdie week, woensdag aand, 6:30, sien ons julle hierso by die kerk. Die tent gaan dan nie meer wees, julle moet nie hiernatoe kom nie. Ons gaan mekaar daai kant van die kerk kry vir 'n midweek byeenkoms. Ons wil regtig vir jou nooi, as jy dalk 'n student is of 'n jong werkende en jy voel dalk jy het nog nie lekker jou groepie hier by die kerk gevind nie of jou plekkie gevind nie, dan is hierdie groep spesifiek vir jou. Maar ons wil hê julle moet vir ons sê wat julle wil hê. Ons gaan lekker saam kuier die eerste aand, so kom asseblief. En as jy iemand is, dalk as jy 'n student wat nog besig is met eksamens, en ons het laasweek na die afkondiging gehoor, daar is 'n paar studente wat nog eksamens skryf en daarom is hulle nou bang dat hulle dit gaan mis. Laat weet daarom in die kerkkantoor sê, hoor hierso, ek wil deel wees, ek is nou net nie hierdie week beskikbaar nie. Die swattings vat my bietjie weg. En dan, of selfs as jy jong werkende is, laat weet vir ons, ek wil deel vorm van die groep, ek kan nou net nie hierdie week nie, maar sit my asseblief op die groep of op 'n WhatsApp groep, dat julle ook die aankondigings dan kry of die kommunikasie dan ontvang vir dit wat verder vorentoe is. Laastens, en die tweede laaste, is ons voorbereidingslys. Ons bid vir Denise de Goede van die Ruiterstraat, vir Almero en Henrietta Gryby van Maritana, vir Esje Wiggett van Wilberforcestraat, en dan nou vir die kerkraadsvergadering wat eerskomende donderdag is. Julle sal onthou, ons het al 'n paar weke gelede dit afgekondig, soos ons moet elke twee weke voor die tyd, en intussen het die kerkvergadering geskuif na eerskomende donderdag aan toe. So vir ons die kerkorde is nou natuurlik belangrik, ons het 2 keer afkondig, en julle sou dit ook in die Vrydag nuus gesien het dat uitgegaan het, of die naweek nuus. En dan die laaste ding wat ek net wil noem ook by ons voorbereidinglys, is dat Adrie van Aarde van CMU is oorlede. En as ek dit nie reg nee, nou is my mense wat ek gewoonlik vra, nie meer hier voor my nie. Ek sou nie eers seker, nee, ek dink haar gedenkdiens is nog op pad. Maar sy is oorlede, so ons dink ook aan haar naasbestaanes en geliefdes. Julle, en dan is dit nou, ons diens is vandag in die tent. So, dit was bazaar geweest, as jy nou dit nog nie weet nie, wil ek vra, waar was jy? Dat jy nie daarvan bewus is nie. Maar daarso is nou 'n paar lekker dinge rondom die bazaar se aankondiging, maar voordat ek gaan praat, wil ek eers, waar sit Gerda? Wil jy eers praat of moet ek eers praat? Laat jy eers klaar praat, okay. En ek dink dis seker nou my laaste woorde voor die einde van die jaar. Al wat ek wil sê is baie dankie. En ons vergeet baie keer van die span se eggenotes en se gesinne wat saam met hulle daar is. Julle, dit is nogal 'n nagmerrie en ek dink as julle so kyk, ons manne en families is hier en hulle het ook net so hard as ons gewerk. So ek wil vanoggend vir hulle baie dankie sê vir die ondersteuning. Besonder vir my man. Hy is altyd so stil, maar julle, hy help my so baie. En dan julle, 'n baie groot dankie vir elke ou wat geleer het, wat kom ondersteun het, wat geluister het, wat alles gedoen het. En ek wil vir julle sê, ek gaan niemand uitsonder nie, net een persoon vandag, en dit is die Here. Want die Here het dit vir ons so moontlik en so maklik gemaak. So kom ons gee al die eer aan hom vandag. Baie dankie. Gerard my nou net skuldig voel, want my vrou is nie
So jammer daaroor. Maar julle, dit was regtig 'n besonderse geleentheid. My vorige gemeente was 'n bietjie kleiner en ons het nie hierdie skaal van bazaar geken nie. En ander gemeentes waar ek was daar net markte gewees. Ons het nie bazaars gehad nie. So wat 'n besonderse geleentheid. Maar ons gaan in die erediens nog verder daaroor gesels. So baie dankie ook van my kant af vir die lekker eerste ervaring. Julle, daar is wel 'n paar aankondigings rondom die bazaar ook. So ons het nou nog 'n paar produkte oor. Daarso is 'n hele paar pakke patties nog oor. So dis nou vandag kry jy dalk 'n winskoopie, want gister was hy 'n klein bietjie duurder gedeelte van die bazaar. So daar's patties, daar's so 24 pakke patties wat R75 gaan kos per pak. Daar's nog so 4 of 5 pakke wors vir R70 'n pak wors. Dan is daar nog 3 pakke van 10 pannekoeke wat vir jou R50 gaan kos. Daarso is snye kaaskoek en wortelkoek teen R20 'n sny. Soos julle kan sien, gister was die pryse 'n bietjie duurder. Gister was dit R30. So vandag kan jy regtig 'n winskoopie maak. Ons wil nie hierdie goeders moet oud raak en weggegooi moet word nie, so asseblief. En dan is hierso suurlemoenboom hier buite. Iemand het vir ons 'n suurlemoenboom geskenk. Ek het nie geweet wat 'n groot ding dit is nie. Want ek eet nie suurlemoene regtig nie. Maar toe ek nou hoor, toe ek dit nou vir my kollega in die kantoor sê vir Wiekie, toe sê sy, suurlemoenboom, yes, weet jy, so groot bate. Maar daar's 'n suurlemoenboom wat hier buite staan, en daar word nog looitjies verkoop vir hom, en die looitjies kos R25 'n looitjie. As jy wel nie R25 'n looitjie wil betaal nie, dan kan jy net vir jou suurlemoene gaan kry in die kerk hierna. Daar's al sakkies neergesit, daar's nog baie suurlemoene oor, dan moet jy maar jou eie boom loop plant. En dan hoop hy raak so mooi groot as hierdie suurlemoenboom wat hier buite staan. Maar daar gaan 'n trekking gehou word vir die suurlemoenboom, en dit alles werk nou op 'n eerlikheidsstelsel ook, al hierdie dinge. So jy kan gaan, ek weet nie, ek sien nie vir Wiekie nie, is Wiekie hier? Toe maar ek groot pie papier. Okay. Gerda sal 'n pen en papier hê. Sy het nog sy klaar gebazaar, sy's nog nie klaar gebazaar nie. Maar sy sal dan net notaatjies neem van wie moet geld bring, of as jy nou nie kontant op jou het nie, moet nou nie kollekte ingee of bydraes gee in die diens vanoggend nie. Dis nie die idee nie. Die idee is dat jy nog steeds gee, maar dat jy nou later dan nou jou bedragie by die kerkkantoor kom aflaai, of snapscan die week by Wiekie in die kerkkantoor. En het ek nou iets die laaste ding is, daar's nog plante ook hierso waar jy ingestap het. So as jy nog lus is vir 'n plantjie vir jou tuin, vat eene saam, maar los net R20 asseblief. Alright, of skryf jou naam daar op 'n papier. En dit is dan nou die laaste goeder, en dan nou die groot vraag wat almal vra is, hoe het dit met die bazaar gegaan, behalwe nou die lekker gekuier en lekker geëet en die lekker geselligheid daarvan. En dit is my voorreg vanoggend om te sê ons bazaar het hierdie jaar geëindig. Dis nou die kinderbazaar, dis die veiling en sop en sherry aand en gister se goeders, en dit alles moet nou nog gerekon word. Maar dit het geëindig op 'n bedrag van R324.200. Wat besonder is. Die goed tog. Ek dink nie so die oom moes dit gister ingeruil het. Julle maar baie dankie. Dit is werklik 'n besonderse bedrag. So baie dankie vir elkeen se bydrae en die gees waarin dit is gedoen is. So julle, kom ons raak stil voordat ons verder die diens ingaan. En julle sal nou gesien op die blaadjies, ek het nie vrouens se woorde geprint nie, want anders het ek nie genoeg plek gehad vir al die woorde nie. Maar die vrouens, ons doen nog steeds beedsang vir my Here, dis die Here God. Kom ons raak stil en erken dit net weer saam met die sin van Here.
Juig tot eer van die Here, o ganse aarde. Dien die Here met blydskap, kom in sy teenwoordigheid met 'n gejubel. Erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak, aan hom behoort ons, sy volk, die kleinvee wat hy laat wei. Gaan sy poorte binne met lofprysing, sy voorhowe met 'n loflied. Loof hom, prys sy naam, want die Here is goed, vir ewig duur sy troue liefde, van geslag tot geslag sy trou. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader, die Here Jesus Christus die Seun en die Heilige Gees wat hier met ons teenwoordig is. Kom ons draai na mekaar toe en in dieselfde gesellige gees van gister nog, kom ons groet mekaar ook met ons vredesgroet. Een ding wat ek nou vergeet het om te noem, so voordat ons loflied gaan sing, is hier is nou vanoggend niks kinderdiens of enigiets hier. So hier is kinders in ons tent. En ek wil vra dat ons vandag ekstra geduldig sal wees met die mamas en papas met kinders hierso. As hulle 'n bietjie lawaai, druk maar daai gedeelte van jou oor toe wat dit hoor en dan laat jy hulle maar kinders wees. Alright. Julle kom ons sing ons loflied saam en dan is kom ons loof en dank en ons doen dit staande. Julle deel van ons aanbidding, soos ek altyd sê, is die gee van onsself. En ons kry nou die geleentheid om die Here ook te dien met ons bydraes.
Soos alles in die lewe is dinge maar soms 'n groeikurwe. En ons het nou, soos toe ons begin met die bydraes, te besef ons het vergeet van SnapScan. So as jy iemand is wat normaalweg SnapScan, Leon het gesê, hy het ook nou daaraan gedink, so hy het nou so 'n paar SnapScan blaadjie, papiertjies? Ja, gaan kry. So na die diens, as jy wou gesnapscan het, dan kan jy net daai diens om daar agter vind, hy sit dit seker daar ergens neer. Ek gaan dit in die voorportaal van die saal, sal dit neersit. So as jy wou gesnapscan het, daar is daarom nog 'n geleentheid. Julle kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader Here, wat 'n wonderlike dag is hierdie nie om saam te kom en die naal groot te maak nie. Here, wat 'n mooi dag het jy ons nie meer geseën vir ons tentdiens hierso nie en gister vir ons bazaar nie. En Here, iets wat Gerda 'n paar keer gesê het is, sy dink liewe Jesus het ons strandnoorders so 'n bietjie ekstra lief. Here, baie dankie vir u seën in ons gemeente. Vir die genade wat ons ontvang, genade op genade, dat u vir ons sorg, dat u ons onderhou, dat u met ons hierdie pad stap. Here, ons loof en prys u daarvoor. En Here, mag hierdie dankdiens wat ons vanoggend het, ons ook help om verder daaroor na te dink oor hoe om in dankbaarheid te lewe. So Here, wanneer ons net nou saam die woord oopmaak en daai het lees, ons vra dat u dit vir ons sal oopbreek, dat u vir ons nuwe insig en wysheid sal gee deur u Gees. Dankie dat ons u daarvoor ook kan vra. Dankie dat u ons so liefhet, dat u vir ons wil help wanneer ons saam u woord lees. Wees met ons die res van hierdie erediens. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Julle, een van die interessante dinge wat ek gesien het toe ek nou vir Pinkster voorberei het, ek het nou ons vir julle almal vertel, ek het die kommentaar van N.T. Wright gelees, is hoe hy daai kommentaar begin het. Hy het nou eers 'n inhoud geskryf, en toe voor hy nou in die kommentaar gedeelte begin klim, toe sê hy, dit help altyd vir hom, voordat hy nou 'n brief wat in die Bybel is ontleed, om te kyk, waarmee begin die brief, en waarmee eindig die brief. Hy sê, dit is goed om dit te doen, want dit is wat die inhoud so half omarm. En ek dink dit is 'n interessante oefening om te doen, so wanneer jy ook Bybel lees, kyk so 'n bietjie waarmee begin die Bybelboek wat jy lees en waarmee eindig hy, en dan kyk jy op die ou ende, hoekom daai twee gedeeltes bymekaar. Nou vanoggend gaan ons saam lees uit 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18, maar ek gedink, dit sal 'n interessante oefening wees om te kyk ook, waarmee begin 1 Tessalonisense en waarmee eindig hy. Nou, dit begin met Paulus, en Silvanus en Timoteus wat as mede-auteurs genoem word, maar as mens nou die brief lees, dan sien jy nou, maar dis eintlik maar Paulus wat die voortou neem as die outeur, maar hulle groet die gemeente soos wat die gebruik was, as jy daai tyd nou 'n brief vir iemand geskryf het. So hulle groet die gemeente, en dan die eerste ding wat na die groet gebeur, is danksegging. Hy dank die Here vir die gemeente se geloof aan wie hy skryf. En dan, as mens nou blaai na die einde van die boek toe, dan sien jy ook, hy eindig met die gebruikelike groetwense, vir spesifieke mense en vir dinge, maar net voor dit, eindig hy ook die boek met die gedeelte waarin ons teks vandag val, en dit is ook 'n gedeelte waar hy sê, wees altyd dankbaar. Nou dit val onder die opskrif laaste vermaanings, die laaste dinge wat jy moet onthou. En ek dink altyd, wanneer jy met iemand praat, is daai laaste dinge wat hy vir jou sê, baie keer belangrik. Ek dink ons almal kan daaroor nadink, as ons dink aan 'n geliefde wat afgesterf het, daai laaste woorde wat hy vir jou gesê het, onthou jy altyd. En ek dink daarom, wanneer ons hierdie woorde van Paulus vandag lees, moet ons dit ter harte neem. Dis die laaste dinge wat hy gevoel het, hy moet vir hierdie gemeente sê. Kom ons lees ons teks saam, hy is ook op julle blaadjies geprint, 1 Tessalonisense 5 vers 16 tot 18. En as jy nou gedink het, Jaco het 'n spelfout gemaak, die 2020 vertaling het 'n H ingesit na die T. So dit is Tessalonisense. Julle kom ons lees hom saam. Wees altyd bly.
Bid sonder ophou. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil vir julle in Christus Jesus. 3 kort verse. Nou laasweek het ons die diens geëindig met nagmaal. En nagmaal is een van die genadegawes wat die Here vir ons gee, wat ons in Christus ontvang het. En 'n genadegawe is iets wat ons kry, al verdien ons dit nie. Dis iets wat ons nie voor kan werk nie, dis iets waarvoor ons niks kan doen om dit te verdien nie. Dit is wat genade is. Dis iets wat God vrylik aan ons gee. Ek dink in ons samelewing waar ons so wil perform, is dit vir ons baie keer moeilik om te aanvaar dat die Here soms net dinge vir ons gee. Dat hy vir ons iets uit sy goedertierenheid uit net vir ons gee. Maar dit vra van ons wat daai genade ontvang het om 'n lewe van dankbaarheid te leef. Want genade en dankbaarheid loop hand aan hand. In ons Pinksterreeks het ons dit ook gesien toe ons gelees het by Efesiërs 2 vers 10 en toe het ons gesien dat ons is sy maaksels, sy gedigte het ek gesê, die woord, wat geskep is om goeie dinge te doen, op grond van die genade wat ons ontvang het, dat hy ons vrygemaak het. So, wanneer ons die Here se genade ontvang, vra dit van ons om in dankbaarheid te gaan leef. En die goeie nuus is, dat om dankbaar te leef, versterk jou geloof. Wanneer jy uit dit wat jy ontvang het, in dankbaarheid gaan goeie dade doen, gaan vrug dra. Want as ons net genade ontvang, en ontvang, dan groei ons nie regtig in geloof nie, maar wanneer daai geloof, wat ons kry deur die genade, van ons vra om iets te gaan doen, om op 'n sekere manier te gaan leef, dan word ons uitgedaag, en dis wanneer ons uitgedaag word, wat ons groei, wat ons goeie vrug kan dra. Wanneer jy dankbaar lewe, getuig jou lewe ook van God. Ons het gehoor by ons laaste tema van Pinkster, dat ons word gestuur. En as jy 'n lewe van dankbaarheid lewe, gaan mense dit in jou lewe raak sien. En hulle gaan vra, hoe kan jy so dankbaar wees vir alles? Ek het onlangs 'n gemeentelid in die hospitaal besoek, en die ou was redelik siek geweest, is een van my sirkel mense wat in my sirkel is vir jong families, wat 'n nagmerrie op sy eie is, want die kinders hardloop rond. Maar hy het net elke keer gesê, hy is dankbaar vir dit, en hy is dankbaar vir dat, en hy is dankbaar vir dit. En ek kan net dink, yes, hierdie ou, hoe kan hy net so dankbaar wees? Hy is in die hospitaal, hy is siek. Hy wil nie dankbaar wees nie, maar hy het gesê, nee, hy is dankbaar vir die mense in sy netwerk, wat by sy vrou en kinders incheck, mense wat vir hulle checker 60 by die huis het aflewer. Hy is dankbaar dat hy in die hospitaal kan wees, wat die beste plek is om te wees in sy huidige toestand. Hy is dankbaar vir die dokters en die verpleegpersoneel, wat by hom kom incheck, wat hom terugvoer gee oor dit wat met hom aangaan. Hy is dankbaar vir die kos wat hy kry. Hy is dankbaar vir elke toets wat hulle doen, want dit skakel iets uit wat dit nie kan wees nie. Dit bring hulle tot by 'n punt, wat hulle kan sê, dit is wat fout is. En hy het gevra dat hy op die gebedslys bly ook vir nog 'n week, al is hy nou al ontslaan, want hy is dankbaar dat die gemeente saam gebid het. Net soos wat daar laasweek ook gevra is, dat ons vir die gemeente dankie sê, vir die gebed. Julle dankbaarheid kan 'n getuienis raak, van wat God in jou lewe doen. Dit is waarom Paulus hierdie skryf, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is God se wil in Christus Jesus. En wat interessant is dat Paulus dit koppel aan die vers net voor dit, waar hy sê, bid gedurig. Dis hoe belangrik dit vir Paulus is. Om dankbaar te leef, is net so belangrik soos jou gebedslewe. Dis net so belangrik soos die tyd wat jy in die woord spandeer. Dis eintlik 'n geestelike dissipline wat ons moet beoefen. Het jy al so daaroor nagedink? Dat net so belangrik soos wat dit is, dat jy elke dag op jou knieë gaan, of elke dag bid, elke dag jou Bybel lees, so belangrik is dit om dankbaar te lewe, om dinge te soek, om voor dankbaar te wees.
Ek het gedink ek moet vanoggend op julle elkeen se stoel sommer net 'n suurlemoen neersit. En kyk wie is dankbaar vir hierdie suurlemoen. En wie sê, wat moet ek nou hiermee maak? Die klein dingetjies in die lewe is dingetjies waarvoor mens ook kan dankbaar wees. En dis 'n geestelike spier, wil ek amper sê, wat jy moet begin oefen. Dit gaan nie oor 'n morele keuse wat jy maak om te sê, ag, ek gaan nou maar net kies om dankbaar te wees. Dis 'n geestelike dissipline wat jou gaan help om geestelik te groei. Ons moet kies om dankbaar te wees. En dis iets waarmee jy baie prakties te werk kan gaan ook. Ek ken mense wat, julle weet mos, die meisies het altyd in hulle dagboek geskryf, Dear Diary. Die ouens het nie diaries nie, hulle journals. Maar die persoon het vir my gesê, iets wat hulle doen is, hulle het 'n gratitude journal, 'n dankbaarheidsjoernaal, waar hulle elke dag gaan sit en dink, waarvoor is ek vandag dankbaar? Wat het vandag gebeur wat my gelukkig gemaak het, waarvoor ek kan dankbaar wees? En hulle het neergeskryf. En 'n interessante ding wat toe gebeur het is, die eerste paar dae het goed gegaan, toe was dalk 'n bietjie moeiliker, maar met tyd het hulle gesien, maar daar's soveel meer waarvoor hulle kan dankbaar wees. Hulle het gesien dat, omdat ek hierdie geestelike spier begin oefen, sien ek meer en meer dinge raak waarvoor ek kan dankbaar wees. En dalk is jy iemand wat hou daarvan om iets visueels te sien en 'n boek wat toe is met 'n klomp lys dinge waarvoor jy dankbaar is, dalk nie vir jou nie. Kry dan vir jou 'n houer daar in die huis. En as iets gebeur waarvoor jy kan dankbaar wees, skryf dit op 'n papiertjie, gooi dit in. Skryf op 'n papiertjie, gooi dit in. En dan kan jy later sien, ek het eintlik soveel om voor dankbaar te wees. En dan gaan blaai jy op 'n tyd terug en kyk, hierdie ding het in my lewe gebeur. Ek kan dankbaar wees hiervoor. Daai dae wat dit dalk moeiliker is om die mooi van die lewe raak te sien. Paulus skryf ook in hierdie gedeelte, en dit is belangrik dat ons in alle omstandighede moet dankbaar wees. Dis soos gebed en Bybel lees. Jy lees dit nie net as dit goed gaan of as dit sleg gaan, jy lees dit altyd en jy bid altyd. In elke omstandigheid moet jy dankbaar wees. En Paulus het die voorbeeld ook daarvan gestel. Op 'n stadium sit hy en Silas in die tronk, nadat hulle lyfstraf ontvang het. En hulle sit dan nie in mope nie, hulle sit nie en dink, ag, die lewe is so swaar nie. Hulle bid en hulle sing lofliedere tot God. So Paulus stel hierdie voorbeeld, dat selfs in sy fisiese swaar kry en pyn, bly die lied van die Here in sy hart. In elke omstandigheid moet ons dankbaar wees. Al wen jy nie die koekpak kompetisie nie. Dit was my gister 'n swaar een. In elke omstandigheid. Dis hoe ons moet lewe. Want julle, hierdie ding wat ons die lewe noem, is nie so maklik soos wat ons baie keer sal wil hê dit moet wees. Dis vol uitdagings en swaar tye. En dit is daarom juis nodig dat ons die mooi in die lewe moet kan raak sien. Die klein geskenkies, wil ek amper sê, wat die Here oor jou pad stuur. Of jy kan dankbaar wees. Dankbaarheid is dit wat jou oë open om dit raak te kan sien. Ons het gister hierdie bazaar gehad. En vandag se diens is eintlik hier om dankie te sê. Dankie vir elke persoon wat iets van hulle self gegee het. Of dit nou jou tyd was, of jou tegniese vaardighede om klank op te stel, of die dra van 'n tafel was, of dit nou was dat jy nou nie eintlik lus was vir nog pannekoekie, maar dat jy maar nog gaan koop. Dankie vir elke persoon wat gehelp het. Vir elke persoon wat beplan het en gesoek het en gesweet het. Vir my was dit die eerste bazaar hier so by julle. En dit is regtig vir my besonders gewees om te sien hoe die gemeente in so mooi gees saam bazaar hou. Hoe wanneer iemand iets nodig het, selfs al was jy nie eers deel van die reëlingskomitee nie, dan sê maar ek gaan gou bystaan, ek gaan gou help. Hoe almal by mekaar stop en kuier. Hier kom sit en kuier. Die meelewing
en samehorigheid, om dit te kon gesien het, was vir my iets moois. Iets waarvoor ek waardering het, vir dat ek nou deel kan wees van hierdie gemeente. Maar ons grootste dankie gaan in die een wat dit alles moontlik gemaak het. Wat dit alles vir ons gegee het. Wat nie net gister vir ons gesorg het met bazaar met 'n groot inkomste nie, maar wat sy seun ook vir ons gegee het, wat opoffering ken, en met daardie genade na ons toe uitreik. God het vir ons sy seun gegee. Hy is die een wat sy kerk in stand hou. Ons kan hoeveel bazaars hou, maar God is die een wat sy kerk in stand hou. God is die een wat ons dra, selfs wanneer dit dalk moeiliker gaan. En in daai omstandighede moet ons ook dankbaar wees en die klein goeders dan ook raak sien. God gebruik wel vir ons as mense ook om dit te doen. Hy gebruik mense wat sê, al weet ek niks van koekbak nie, hier is my plat gesquishte koek. Die koekding was vir my baie groot, ja. Hier is my plat gesquishte koek, ek het probeer, daar is iets, hy lyk soos 'n blob, hy's daar. Wie se koek was dit? Is daai persoon? Mense kan baie keer, dink ek, so vasklou aan wat jy het. Krampagtig vasklou aan wat jy het. Dis nie iets wat ek in ons gemeente gister gesien opkom. Ek het mense gesien wat bereid was om hulle tyd, finansies en vermoëns beskikbaar te stel. Wat die waarheid uitleef, waarop Paulus ons in Handelinge 20 vers 35 wys. Waar hy sê, Jesus het gesê, dit maak 'n mens gelukkiger om te gee, as om te ontvang. En ek hoop dit was gister julle ervaring, dat dit wat jy kon bydra, jou ook gelukkig gemaak. Wanneer ons uit dankbaarheid vir wat ons ontvang het gee, stel dit die kerk ook in staat om in mense se lewens 'n impak te maak. Om vir mense wat niks het nie, te kan sorg. Hulle mens wees vir hulle terug te gee. Dit is wat dit is om uit God se genade uit te leef, om uit dankbaarheid vir dit wat jy ontvang het, ook aan ander mense te gee, ook terug te gee en te sê, Here, dit wat U in my seën, is nie myne om nou vas te hou en vas te klou aan, maar om uit te deel vir ander, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. En ek dink die grootste teken van dankbaarheid is te sien in wat jy gee. Want dankbaarheid vloei van nature uit na vrygewigheid toe. Dit is amper hierdie natuurlike menslike reaksie. Daar's 'n wisselwerking tussen dankbaarheid en wat jy gee. Want wanneer jy vir iemand gee wat in nood is, en jy sien die dankbaarheid in hulle oë, kweek dit in jou daai hongerte om weer te gee, om weer te kyk waar kan jy verskil maak. Dan wil jy weer gee en meer gee. Ek kan as die ware sê dat dankbaarheid kweek meer dankbaarheid. Ek wil afsluit met 'n verhaal waar ek dit ook self in my lewe ervaar het, behalwe nou so gister. Dit was in 2007, toe ek op stranddienste gegaan het. Ons geestelike leier was iemand daardie tyd wat sopas van kanker genees is of in remissie gegaan het. En die dankbaarheid wat hy ervaar het as gevolg van daardie genesing, het so oorgespoel in sy lewe, in ons ook as span en wat ons gedoen het. Hy het ons aangevuur om uit dankbaarheid te lewe. Nou, een van die pligte wat ons gehad het op stranddienste, was om op sondagoggende in 'n kroeg 'n erediens te gaan hou. So daar by Eilkraalsmond waar ons was, waar die vakansiedienste was, of stranddienste was, net so buite was die pub gewees, en daarso word natuurlik deur die week lekker gespeel en gedrink en gedarts en gepoel en alles.
maar op Sondagoggende was dit een van die bedieningspunte. En dan het hulle gesê, ons as span moet daar gaan preek, en een van die voordele dan nou wanneer ons daar 'n erediens doen, is dat ons as span dan die kollekte wat gein is, kan kry vir ons. En ons het te wete gekom dat die kafee-eienaars daardie jaar 'n dogtertjie het wat doofgebore is. Sy kan nie hoor nie. En ons het gesien dat hulle verkoop looitjies daarso om te kan betaal vir 'n operasie wat nodig is voordat sy eendag sou kon hoor. En ons besluit ons wil bydra. Ons het die kollekte wat nie baie was nie gevat in 'n koevertjie gesit en daar afgestap na die kafee toe en vir die eienaar gesê, julle, dis nie baie nie, maar hierso. Die kafee-eienaars was sommer emosioneel, want hulle verkoop dan nou looitjies, hulle bedryf hierdie winkel om te kan betaal vir hierdie operasie, en hier kom ons en ons gee net vir hulle die geld. Hulle was emosioneel gewees, in trane. Het vir ons as span lekker gevoel om dit te kon doen. Om te kan sien, hierdie mense waardeer dit uit hulle harte uit. Een van die mense wat daar vakansie gehou het, wat besig was seker maar om in die winkeltjie te shop, het gesien dat ons as span ons kollekte vir hulle weggee. En hulle het besluit, maar dis nie reg dat die Strandiese span wat so hard werk die hele vakansie lank nou nie ietsie ook kry nie. En hy het toe vir ons 'n koevert gestuur met 'n kind na ons tent toe, waarin al R5000 was. En hy het gesê, dis vir julle, ek het gesien hoe julle hierdie behoeftige mense bygestaan het. Gebruik dit nou, bederf julle self, gaan kry vir julle pizza, R5000. En ons as span het by mekaar gekom en gesê, daar's net een ding wat ons met hierdie geld kan doen. Ons gaan dit kafee toe vat. Ons het weer vir die eienaars gaan gee. Hierdie keer het die eienaar, die pa, neergesak in trane. Want hoe kan ons so goed wees vir hulle? Hulle het niks gedoen om dit te verdien nie. Maar daai gevoel wat mens kry, bly jou by om weer te kan gee. En om daardie volwasse man so te sien neersak in dankbaarheid, is 'n gedagte wat my lewe lank sal bybly. Ek sal hierdie storie seker oor 'n paar jaar weer vertel in 'n diens elders, maar dit is so 'n mooi storie. Die geld was nou natuurlik nie genoeg om vir 'n operasie te betaal nie, maar ons het 'n verhouding gebou met daai mense, en toe die operasie éventueel gebeur het, het die pa vir ons 'n video gestuur. Nou raak ek weer emosioneel. Dit is 'n mooi storie. Okay. Toe die pa vir ons 'n video gestuur van wat die dogtertjie gedoen het, dis nou kon hoor. Weet julle wat doen so 'n kind? Sy stap so. Want vir die eerste keer kan sy hoor, haar voete maak geluid. My hoop vir ons is dat wanneer ons in hierdie lewe beweeg, dat ons met dankbaarheid sal stap, soos daai dogtertjie. En wanneer ons sukkel om dinge raak te sien, wat ons voor kan dankbaar wees, dat ons ook dalk net so sal ons voete kap. Net sê, die Here is goed. Hy sorg vir ons. En ons kan vir hom dankie sê. Kom ons bid saam. Vader, ons wil vir U dankie sê dat U ons God is. Dankie dat U vir ons sorg. En Here, wanneer ons deur die lewe uitgedaag word, deur finansiële druk, deur siektes, deur verhoudings wat swaar kry, Here, wil ons vra dat U ons sal help om raak te sien dit wat vir ons ten spyte van al daardie dinge kan dankbaar wees. En Here, dat daai dankbaarheid vir ons 'n liggie sal wees wat skyn. Dat ons sal besef dat ons nie alleen is in dit alles nie.
maar dat U vir ons sorg. Here, ons is dankbaar vir hoe U gister ook met die bazaar gesorg het. En Here, ons wil U loof en prys daarvoor. Ons wil as gemeente hier uitstap en ons voete stamp om vir onsself te herinner. U genade is groot. En daarvoor kan ons net dankie sê. Help ons om bewustelik te gaan lewe as mense wat U genade gesmaak het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan nou as slotlied ook 'n danklied eintlik sing vroeg in die môre. Kom ons staan op en dan sing ons dit hartlik saam. Gemeente, ontvang nou ook die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, die teenwoordigheid van die Heilige Gees met julle elkeen wees en bly.